Hoofnuus vanaand, die dodetal van die kragtige aardbewing in Myanmar en Bangkok oorskry reeds die 1000-kerf. Ons kyk terug op die West Dean bustragedie van 40 jaar gelede. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die dodetal van die aardbewing wat Myanmar en Thailand getref het 1000 oorskry, terwyl reddingswerkers steeds deur die pyn van ineengestorte geboue grawe in 'n desperate soektog na oorlewendes. Minstens 1002 mense is dood en byna 2376 beseer in Myanmar se Mandalay-streek, die land se tweede grootste stad en naby die episentrum van die aardbewing. In die Thaise hoofstad Bangkok, 1000 km van die episentrum in Myanmar, is ongeveer 10 meer sterftes bevestig. Die aardbewing van 7,7 het gister noordwes van die stad Sagaing in sentraal Myanmar toegeslaan en is minute later gevolg deur 'n naskok van 6,7. Die aardbewing het geboue vernietig, brûe laat ineenstort en paaie in groot dele van Myanmar beskadig. Weens gebrekkige kommunikasie in afgeleë gebiede, glo baie dat die ware omvang van die ramp nog na vore moet kom. Reddingswerkers in Bangkok het deernag geswoeg om te soek na werkers wat vasgekeer is toe 'n 30 verdieping wolkekrabber in aanbou ineengestort het. Bangkok se stadsowerhede het gesê, hulle sal meer as 100 ingenieurs ontplooi om geboue vir veiligheid regoor die stad te inspekteer, nadat hulle meer as 2000 verslae van skade ontvang het. Dit was hierdie week 40 jaar vanaf die tragiese ongeluk waarin 42 skoolkinders dood is, toe hulle skoolbus in die West Dean Dam in Johannesburg beland het. 30 leerlinge onder wie die busbestuurder is gered. Ons kyk terug op hierdie reuse ramp. 27 Maart 1985 sal vir altyd 'n herinnering wees aan die tragiese verlies van soveel jong mense se lewens in een voorval. Op hierdie dag, ongeveer 1:15 die middag, het 'n geel dubbeldekkerbus wat skoolkinders vervoer het, oor die brug van die West Dean Dam gery, toe dit uitgeswenk en in die dam gestort het. En toe die harde geskree. My eldest son was in Langlaagte Technies, and he came up running to me and told me there was a bus in the dam that falls into the dam, and he just wanted a crowbar because then he can give the crowbar to one of the people there, and then they can open the bus. Botha wou nie hê sy gesig moes op televisie gewys word nie. Volgens berigte destyds, teen die tyd dat die nooddienste personeel op die toneel aangekom het, het lede van die publiek reeds in die water gespring en soveel kinders as moontlik na veiligheid gebring. Polisieduikers en paramediese spanne het uiteindelik opgedaag en voortgegaan om vasgekeerde slagoffers uit die buswrak te verwyder. I went down, and when I saw the yellow bus, you know, they're pulling the yellow bus out, then I couldn't handle it anymore. Then I came home, and then that night, I remember one specific incident, there might have been more, of a boy that came out of the bus. He went down, he saved 3 children, he went down a 4th time and didn't come back up. Vandag besoek diegene na aan die tragiese gebeurtenis steeds die plek om tyd te spandeer en hul geliefdes te onthou. Vir Kobus van Wyk sal die ramp vir altyd in sy geheue gegraveer wees. Looking at the time, if you can look at this road and take you back 40 years, at this exact time, there were 42 bodies under blankets on that road. People still trying to get children out of the bus. How can I not be emotional? Die West Dean busramp het baie mense tot in hul diepste wese geskok, veral omdat dit die lewens van jong mense geneem het wat 'n blink toekoms voor hulle gehad het. it was terrible, and I mean terrible. Even my eldest son had nightmares about it, and the other 3 was like not normal, you know, because those children was more or less the same age as my children, and
Yeah, they lost friends and yeah. What happened here, it had a big influence on the community, and as I mentioned to you, the community groups, the school groups, people are talking, people are remembering. Was a very sad day. Die Kaapstad Metro het 'n uitgebreide troeteldieropname geloods, die eerste van sy soort in die land. Die doel van die program, wat oor 6 weke duur, is om 'n beter begrip van dieresorg, neigings en bevolkingsgrootte te kry. Diereeienaars het in groot getalle by die Mzananda Dierekliniek in Khayelitsha opgedaag om hulle diere te registreer en die mobiele klinieke wat verskeie organisasies beskikbaar gestel het te gebruik. Die Kaapstad Metro is besig om sy dierewelsynprogram buite sy mandaat te vergroot. Met behulp van die opname sal daar vir die eerste keer data beskikbaar wees vir beter beplanning. Hierdie sensus is deel daarvan om seker te maak dat ons begin data kry oor hoe groot ons dierebevolking is. Ons veral troeteldiere, honde, katte en ander diere wat mense se huise met hulle deel. Daar's belangrike inligting rondom gesondheidsdata, want daar's zoonotic siektes wat tussen mense en diere versprei. As jou diere in jou area siek is, impak dit ook op die mense, maar ons het ook akkurate data nodig om te begin praat met nasionale regering. Nasionale minister van landbou, John Steenhuisen, is ook getaak met dierewelsyn as deel van sy funksie. Die projek is in samewerking met dierewelsynsorganisasies op die been gebring. Verskeie gebiede binne die stad sal oor die volgende weke besoek word. In Khayelitsha het mense van die geleentheid gebruik gemaak om nie net hulle diere te registreer nie, maar ook 'n ondersoek deur kenners te laat doen. It's very nice because it's helping us. Some other people haven't got money, so it's now the opportunity to bring your dog. If you like your animal, so you must bring it here. So it's very important today because I was also supposed to go to work today because I didn't go because I like my animal. As deel van die opname se uitreikprogram is daar ook opvoeding oor gehalte dieresorg. Die groter meerderheid diere wat na Khayelitsha gebring is, was honde, wat ook aandag gekry het, soos inentings en verwysings vir sterilisasies. Die Kaap van Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging het mobiele klinieke gebring. It is the first time that we will get a very real look into the state of animal welfare in Cape Town. So we'll have data and statistics available to us that will also enable us to direct our efforts where they're needed the most. So this is about working smarter and sending the help to where the help needs to be. Die opname, wat ook aanlyn ingevul kan word, is gemik op alle troeteldiereienaars, vir beide diegene wat die beste sorg kan bekostig, al dan nie. Die publiek word aangemoedig om deel te neem en so eerlik as moontlik te wees oor die diere in hulle sorg. Mariska Botha, SAIK nuus, Khayelitsha. Ja, groet die Afrikaanse nuusspan tot die volgende keer. Totsiens.